Broers en susters, ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As ons by mekaar kom op 'n Sondag, sê ons vir mekaar hallo en goeiemôre en ons verwelkom mekaar. Maar die groot welkom vanoggend is God wat ons ontvang met oop arms van liefde en genade. Soos ons ook bly die Loudendijk koor is hier. Ons is baie bly en opgewonde. Hierdie mense is wel nie hier om vir ons vanoggend konsert te hou nie, maar om ons aanbidding te begelei. So ek wil julle uitnooi, al is dit hoe lekker en hoe mooi, kom ons gebruik hierdie gawe wat hulle het, om ons ook nader te trek met ons hinkering aan die een wat op pad is, aan wie ons dink 25 Desember. Hierdie vakansietyd begin ons al mik vir vakansie, familie en vriende, maar ons sien ook uit na Kersfees. En ek het gedink vanoggend om vir die klein kindertjies, of dalk die ouer kinders wat al vergeet het, te herinner, as ons praat in Afrikaans van Kersfees, dan gaan dit nie oor hierdie kerse wat ons nou gaan aansteek nie. Die woord Kersfees kom van die ou antieke woord Kerstfees, en dit is dieselfde as Christfees. En Christ, weet ons, is Christus. So partymal hoor ek mense sê in Desember, ek vier nie Kersfees nie, geseënde Christusfees. Dis dieselfde ding. Kersfees, Kerstfees, Christusfees. So as ons sê geseënde Kersfees, dan is dit ook sommer geseënde Christusfees. En ons begin altyd ons dienste met die aansteek van die Christuskers, om ons te anker, stil te word, te fokus op hierdie Christus. En in Advent, die weke voor Kersfees, steek ons kerse aan een elke Sondag, en Tom gaan nou vir ons vertel van die eerste kers van hoop. So ek wil julle uitnooi, as ons nou die ligte gaan afsit, en hierdie eerste kers van hoop aansteek, dan is dit nie 'n meditasie en 'n abstrakte ding nie. Christus is ons hoop. So ek nooi julle uit, lekker rustig te word, in jou hart jou eie gebed te doen, en dan neem ons so 30 sekondes of 40 sekondes van stilte voordat die koor ons verder gaan begelei.
Save from sin and everlasting grace.
Maar gaan julle nou hier hang vir die hele preek, want dan gaan julle baie lank staan. OK, ek gaan bid, dan gaan hulle afstap. Kom ons gee vir hulle 'n lekker ander klank. So hulle sê ek moet bid, so kom ons bid saam. Here, dankie vir u liefde en dat ons in hierdie seisoen opnuut ons harte kan voorberei om weer saam te kan feesvier en die grootste wonderwerk wat u vir ons gegee het te vereer in ons lewens en in ons harte. Dankie Here dat u vir ons u woord gee, dat u vir ons geskenke en gawes gee soos stemme wat mooi kan sing. En ons gebed is Here dat u hierdie erediens en dan ook hierdie feestydperk sal gebruik om ons lewens opnuut op u waarhede te sinkroniseer en ons bid dit in u naam. Amen. So kom ons gee vir hulle 'n lekker hand en dan gaan hulle afgaan. Vriende, ons is natuurlik in hierdie vreemde tyd en ek dink ek het laas jaar hierdie selfde ding gesê, so hierdie is vir herinnering. As volgelinge van Christus is ons daai mense wat nog altyd leef met 'n ander kalender. En nie net is ons daai groep wat sê dat die week begin met 'n Sondag en dat ons elke Sondag die opstanding van Christus vier nie. Ons is ook daai groep wat 'n ander begin van die jaar het en dit is die eerste Sondag van Advent. So Happy New Year. En die rede hoekom die kerk nog altyd kreatief gewerk het om 'n alternatiewe kalender te skep, is dat ons nie na die pype wil dans van 'n kultuur wat heeltemal verdwaal kan raak nie. Ek het vanoggend sommer net gehoor, dit was net 'n grappie, maar ek gaan dit tog optel dat hulle vertel my dat hulle almal het 'n Black Friday special gehad. So dis hoekom hulle so lyk. Maar as jy nou net die hele Swart Vrydag beweging dophou, is dit 'n klassieke manier hoe ons lewens kan laat indryf in 'n kultuur wat verdwaald is. En van die 4de eeu af, in die Christen tradisie, is Advent 'n seisoen waar die kerk haarself voorberei om 'n Christusfees te kan hê, waar ons nie net 'n kort voorbereiding gehad het nie. So ek wil so 'n bietjie kalender 101 doen in die Christen geskiedenis. Vir Christene begin Kersfees eers op Kersdag en dan vier ons Kersfees vir 12 dae. Is dit nie lekker nie? Maar die dae voor Kersdag, die 25ste Desember, is die 4 Sondae waar die Christelike kerk haarself voorberei en deur die geskiedenis dink aan 'n paar baie belangrike woorde en ek gaan hulle hier opsit. Dit is die woorde hoop, vrede, vreugde en liefde. En in huisgesinne, miljoene huisgesinne en eredienste reg oor die wêreld word hierdie kersse aangesteek en dis hoekom in hierdie seisoen sal ons op Kersdag die Christuskers weer aansteek en net skalk reeds vir ons die kers van hoop aangesteek. En ek wil jou sommer uitnooi om miskien vir jou 'n paar kersies in jou huis gereed te kry. 'n Klomp van julle het al met julle kinders, hoelies, het so 'n bietjie ook Advent gekaap met sjokoladekalenders. Ek onthou in ons huis is daai 25 dae van Advent 'n groot bekleierery gewees. Ek sal nou nie sê watter van my kinders het sy boetie of sussie se sjokolade onder die kalenderdatum uitgetrek nie. Maar dit is 'n manier, of dit nou 'n kalender is, of mens kry kersse wat jy kan brand binne in die dag, dit is 'n wonderlike manier om ook jou hart voor te berei. En so ek wil vir ons dit toebid dat ons hierdie Advent gebruik as 'n tyd om te dink oor wat dit beteken om in hierdie avontuur van Christus te leef. En ek gebruik natuurlik daai woord baie doelbewus. Die woord Advent is waar ons woord avontuur vandaan kry. Dit is ook 'n woord wat dui op die koms van Christus. En as Christene glo ons Christus het al gekom
En Christus kom reeds elke dag ook in ons lewe, vermom gewoonlik in die alledaagse en in die ander. En dan is ons daai groep wat glo dat Christus eendag weer kom. En miskien is dit tyd dat ons in hierdie tyd bietjie daai lense van die bril van ons lewe weer reg kry. Nou in hierdie tyd lees ons tekste soos gewoonlik en die tekste in Advent kom baie keer uit die profetiese boeke en ons lees vandag uit Jeremia 33 en dis 3 kort verse, vers 14 tot 16. So julle kan saam met my op die skerm kyk. Jeremia sê, kyk, daar kom daar, is die uitspraak van die Here, wanneer ek die goeie belofte, wat ek oor die huis van Israel, en die huis van Juda uitgespreek het, gestand sal doen. In daardie dae, en in daardie tyd, sal ek vir Dawid 'n spruit van geregtigheid laat opskiet, en hy sal doen wat reg en billik is in die land. In daardie dae sal Juda verlos word en Jerusalem sal veilig woon en dit is wat sy genoem sal word. Die Here is ons geregtigheid. Dis ons teks vandag, deel in Jeremia wat natuurlik 'n baie kragtige boek is en wat in 3 hoofstukke is wat die slim mense die hoofstukke van hoop noem. En hierdie is natuurlik tekste en beelde wat baie sterk dui op die Messias. En dit begin met die woord kyk. En daarom dat ek jou ook wil uitnooi in hierdie seisoen om jou nie blind te staar aan 'n ekonomiese Kersfees nie, maar om te kyk op 'n ander manier en daai woorde van hoop en vrede en vreugde en liefde mag dalk maniere wees hoe jy kan kyk. Hierdie week het 'n groot belofte wat ek gemaak het tot stand gekom. Ek het vir Liam en 'n groep van sy vriende saam met Jaco en Lang Johan Brits Drakensberg toe gevat. So gisteraand het gisteroggend het ons wakker geword bo op die berg. Ek het sommer 'n klein fotootjie vir julle gebring. Ons was 3200 meter bo die seespieël en ek raak emosioneel want as jy daar staan en jy kyk hoe die son opkom bo die wolke, dan weet jy daar's 'n Skepper, daar's 'n almag en 'n krag wat ek kan miskyk. Dis maklik om in die stad te verdwaal. Dis interessant, in die noordelike halfrond is dit natuurlik winter. So Advent was in die noordelike halfrond 'n fees wat met kersse nog meer kragtig was, want hulle sonnetjie, soos een van my vriende gesê het, is soos 'n lightbulb wat nie genoeg watts brand nie. Ons het natuurlik 'n somerkersfees, ons gaan, ek dink later vandag daai pragtige lied na luister ook. Maar wanneer Jeremia hierdie teks skryf, is hy besig om hulle terug te bring na 'n manier van kyk wat jou kan help om regtig te sien. En hy sê, in daai tyd, sê hy, gaan die Here sy goeie belofte, gaan hy gestand doen. Dis interessant hoe ons in 'n wêreld leef, waar daar baie beloftes gemaak word, en baie beloftes gebreek word. Ek dink vir my as 'n ouer, is dit iets waaraan ek baie moet werk. Ek dink dis iets wat baie keer tot my frustrasie in my grootword plaasgevind het met my pa, as ek vir hom gesê het, pappa gaan ons hierdie doen, en hy het gesê, miskien, of ons sal sien, was dit vir my 'n stryd, dit gaan nooit gebeur nie. Né? En dis nou nie my pa nie, hy het baie goeie goed ook gesê, die goed wat hy moes voor ja sê, het hy. Maar dis interessant dat ons leef in hierdie wêreld wat beloftes maak. Koop hierdie ding, kry hierdie, verwerf hierdie posisie, en dan gaan alles reg wees. En Jeremia sê, kyk, daar is die uitspraak van die Here, wanneer ek die goeie belofte van die Here,
wanneer ek hierdie belofte oor die huis van Israel en wat oor die huis van Juda uitgespreek word, gestand sal doen. En dan sê Jeremia, wat is hierdie belofte? En hy gebruik 'n term, wat 'n baie eenvoudige term is. Hy sê, hierdie belofte, dis 'n beeld, ek dink is 'n beeld waarmee ons in die somer en in die lente kan assosieer. Hy sê, wat hier gaan gebeur is, ek gaan 'n spruit van geregtigheid laat opskiet. Dit is 'n saadjie, 'n klein takkie, gaan groei, en hierdie takkie is die belofte wat die wêreld gaan verander. Eergister, toe ons op die plateaurand stap, dis natuurlik bo op die berg, is daar nie baie dinge wat groei nie. Maar toe dink ek aan die teks wat ek vandag gaan doen, en daar's hierdie een, ek weet nie, in my biologie was nie goed geweest nie. Sandra, wat noem mens daai plantjie wat daar in die middel van die skerm op, ek noem dit sommer net 'n vuurpyl, né? Een enkele vuurpyl wat in hierdie area wat gewoonlik baie sneeu in die winter kry, opskiet. En Jeremia sê, daar gaan iets opskiet wat die wêreld gaan verander. Jesaja praat daaroor. Die profete verduidelik, dit is 'n takkie, as 'n saad. Dis natuurlik Christus waarvan gepraat word. En Christus, Jesus, dit is waaroor hierdie seisoen gaan. En wanneer ons lewens weer opnuut op Christus fokus, as ons kyk, dan kan ons lewens verander. Natuurlik, as jy hierdie teks baie letterlik lees, moet ons nou praat daaroor, en ek gaan net 'n paar sinne daaroor sê, dat een van die wreedste oorloë in onlangse geskiedenis is tans besig om af te speel in Jerusalem, in Israel en in Palestina. En as Christene lees ons natuurlik die teks op 'n manier wat sê dat Christus gekom het om 'n nuwe Israel en 'n nuwe volk van God tot stand te bring. En dat die hartseer wat Jeremia in sy boek oorskryf oor 'n groep mense wat ons ook insluit, kan mis dat die vuurpyle, die beloftes van God in hulle midde is. In daardie dae sal Juda verlos word en Jerusalem sal veilig woon, en dit is wat sy genoem sal word, die Here is ons geregtigheid. Die Hebreëse woord daar is tzedek. Dit is een van die profete se gunsteling woorde, geregtigheid. Dit sê ook in vers 15, in daardie dae en in daardie tyd sal ek vir Dawid 'n spruit van geregtigheid laat opskiet. Dinge wat reg is. Ons lewe in 'n wêreld wat verkeerd is, wat krom gedraai is, waar ons baie keer voel ongeregtigheid seevier. Maar in die middel van daai ongeregtigheid is daar altyd 'n klein stuk hoop, 'n spruit wat opskiet. En mag ons in hierdie Kersseisoen daai mense wees wat kyk en ons oë draai daarna toe, na dit wat hoop kan gee. En daai 4 woorde, en ons gaan in hierdie adventtyd na hulle kyk, van hoop en vrede en vreugde en liefde, mag ons dalk help om binne in hierdie ongelooflike seisoen opnuut weer reg te kyk. Ek het nog 2 stories. As jy nou met 'n klomp tieners in 'n bus ry, dan op een of ander stadium gaan hulle musiek in jou kar speel. Dit is hektiek, is al wat ek kan sê. Maar daar's tog ook 'n klein stukkie hoop. In ons rit op pad berg toe speel, ek dink dit is my kind, dit is Liam, ek is dankbaar jy het dit gedoen. Toe speel hy U2 se I Still Haven't Found What I'm Looking For. Ek het net sien wie sê dit is 'n fantastiese lied. Goed, julle mag almal nog lidmate hier wees.
Dis natuurlik 'n lied wat Bono geskryf het toe hy 'n baie jong man nog was. Die van julle wat U2 se musiek ken sal weet, hulle het begin as 'n aanbiddingsgroep eers in hulle skool en toe by hulle kerk. En toe die kerk vir hulle gesê, maar julle musiek is bietjie te wild. Maar daai spesifieke lied, dink ek, verwoord baie goed wat gebeur wanneer ons soeke op 'n manier eintlik laat verdwaald raak. En ook die diep begeerte wat ons het vir iets groter as wat vir ons kan gegee kan word, wat eintlik net in God rus kan vind. Hierdie woord geregtigheid was een van Jesus se gunsteling woorde, wanneer hy op 'n baie kleiner bergie, as die Drakensberg sit en met sy groep disippels praat, dan eindig hy in die einde van Matteus 6 en sê, soek alleeers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Die vuurpyl, die ene wat ons lewens rig. En dan is dit vir my besonders dat die plekke of die huis van Jerusalem, sê Jeremia, sal genoem word. Dit sal die plek se naam wees. Die Here is ons geregtigheid. Ons is natuurlik hier in Egoli, die plek van goud. Dis bietjie 'n verdwaalde naam. En mag ons huise in hierdie adventtyd huise wees van die Here is ons geregtigheid. Ek gaan so 'n oomblik gee en ek gaan 'n kort refleksie doen net op hierdie 4 woorde, so as jy wil kan jy jou oë toemaak. My eerste vraag wat ek jou wil vra is of jy kan kyk met oë wat hoop en vrede en vreugde en liefde kan raak sien in hierdie seisoen. En soos jy daar sit, wil ek jou nooi om miskien een van hierdie 4 woorde net te kies en vir die Here te sê, Here, mag U die spruit van geregtigheid, een van hierdie woorde in my lewe laat opskiet in hierdie seisoen. En ek nooi jou om net 'n oomblik te vat en met die Here op jou eie manier te gesels en dit aan die Here op te dra. Kyk, daar kom daar is die uitspraak van die Here wanneer ek die goeie belofte wat ek oor die huis van Israel en die huis van Juda uitgespreek het, gestand sal doen. In daardie dae en in daardie tyd sal ek vir Dawid 'n spruit van geregtigheid laat opskiet. Amen. Ek gaan vra dat die span wat my gaan help om die nagmaal te bedien, solank regmaak. Julle kan die tekens begin uitdeel. Hier by Fontainebleau, as jy 'n gas is, vier ons elke eerste Sondag van die maand die nagmaal. En as jy kuier, is jy baie welkom om saam met ons die nagmaal te vier. Met die nagmaal onthou ons dat hierdie spruit van geregtigheid gebore is, soos wat die koor gesing het, in 'n krib en gegroei het, die stofstrate van ons lewens beleef het, en homself uitgegiet het en gegee het. En dat hierdie spruit of saad, soos wat Jesaja daaroor praat, op die einde soos 'n koringkorrel fyn gemaal is en gegee is. In die nagmaal
onthou ons dat hierdie spruit van geregtigheid gesterf het vir die wêreld se groot ongeregtigheid, sodat hy ons hoop kan wees. En Laura, hulle gaan vir ons 'n lied sing as 'n refleksie terwyl die tekens uitgedeel word. En so luister gerus na hierdie volgende lied. En wanneer ons almal die tekens ontvang het, sal ons saam dan die nagmaal gebruik. Che tu dai, I pray you'll be alive nel cuore resterà and hold it in our hearts. a ricordarci che When stars go out each night, l'eterna stella sei. Nella mia preghiera, when this be your prayer, quanta fede c'è. when shadows fill the day, Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Signore, non mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza, ognuno dia la mano sua vicina, simbolo di pace, di fraternità. la forza che ci dà. We ask that life be kind Desiderio che and to watch us from above. uno trovi amore, We hope each soul will find another soul to love. Let this be our prayer. let this be a prayer. Just like every child, Just like every child,
die tekens word nog so 'n bietjie uitgedeel, so jy kan maar net lekker rustig sit en ons wag op mekaar. Dit is natuurlik 'n woord wat deel is van die Kersseisoen en van Advent is dat ons wag en ons berei ons harte in die wag ook voor. Dankie Trudy. Dalk kan julle net gou vir Laura en vir Trudy ook tekens gee. En as daar enigiemand anders is wat oorgeslaan is, steek gou lekker hoog jou hand op. Daar's hy. Goed, so terwyl ons die tekens by hulle uitkry, lees ek uit 1 Korintiërs 11, waar Paulus skryf, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, het hy brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en hy het gesê, hierdie is my liggaam, terwille van julle, doen dit om my in herinnering te bring. En ek nooi jou om nou die liggaam van Christus, wat deur hierdie teken vir ons gegee is, in herinnering te bring. So ook het hy die beker geneem en hy het die beker gevat en hy het na die ete met hierdie woorde het hy gesê, hierdie is die beker van die nuwe verbond deur my bloed, doen dit so dikwels as wat julle daai drink om my in herinnering te bring. Kom ons drink saam. Die teoloog Dietrich Bonhoeffer het gesê, Kersfees is 'n onbenulligheid as Christus nie elke jaar weer opnuut in ons harte gebore word nie. En mag ons so in hierdie adventtyd ingaan. Ek gaan vir ons bid. Here, baie dankie dat U vir elkeen van ons liefhet. En dankie dat U vir ons 'n goeie belofte gee. Jesus, Immanuel, God met ons. Dankie dat U as die spruit van geregtigheid opgeskiet is en my gebed is dat U in hierdie adventseisoen ons sal help om opnuut te kyk en te sien. En ek bid dit in U naam. Amen. Ja, ek pak net. Dankie Tom. Ek wil net notuleer dat julle heeltyd hande klap vir die wat sing, maar nie vir Tom nie, dis ja. Ek
gaan nou sommer vir nog 'n handeklap vra en die diensspan werk dubbel hard vandag want dieselfde is wat die nagmaal se tekens uitgedeel het, wil ek vra om asseblief nou te help met die kollekte en die offerhande. En dis 'n gedeelte, hierdie mense wat sing, bring hulle gawes vir die Here want hulle het daai gawes ontvang. As jy vandag sê, dalk is daai kollekte die ding wat jy kan gee. Dalk het jy nie eens 'n gebed nie, dalk het jy nie 'n liedjie nie, maar jy kan ietsie simbolies gee om vir die Here dankie te sê. So ons neem nou die offerhande op en dan is daar vanoggend net 2 familiesake wat ek onder julle aandag gaan bring. Die eerste een is, ons is in dankseisoen, wat elke jaar is Oktober, November en Desember, en julle sal onthou, ons het met hierdie koevertjies voor in dag gekom, en daarop staan 550 en 550, so ons het 'n finansiële teiken gehad, en ons is goed op pad daartoe, baie goed eintlik, maar dan die ander teiken het ons gesê, ons hoop om hierdie jaar 550 mense te kry, wat deelneem aan dankseisoen. Met ander woorde, al gee jy R1 en sit dit in die koevertjie, dan is jy deel van die 550. En sover wil ek baie dankie sê, ons is al op 135, wat meer as dubbel is van laas jaar. So baie dankie aan elkeen wat al iets ingesit het. En ons wil jou uitnooi om jou naam op te skryf in die koevertjie. Dieselfde as jy in die bank gaan en 'n EFT maak, skryf asseblief jou naam neer. As jy baie nederig of skaam is, dan kan jy 'n skuilnaam neerskryf. Laat jy nou nie wys jy brag nou of iets nie. Ek self elke keer as ek by die bank ietsiekie inbetaal, dan maak ek my verwysing alweer Tom. En dan dink hulle dis hy wat die geld so inbetaal. So moenie laat die naam jou terughou nie. Jy kan enige iets daar of enige iemand, dalk jou iemand van wie jy nie hou nie, skryf hulle naam in of wat ook al. Maar ons wil graag sien hoeveel mense het deelgeneem en ons is goed op pad, so ons nooi jou om deel te wees van dankseisoen op hierdie manier. Dan wil ek gou vir Daantjie en Alex vorentoe nooi. Daantjie wat hier aan my regterkant opkom, is ons vorige gemeenteraadsvoorsitter, een van die oud Linden Parkers, wat saam met Linden Park deel geword het. En die man is, sy termyn is verby. Ons dink altyd jy word of grys of bles as jy gemeenteraadsvoorsitter was. So nou het ons bietjie proaktief geraak, die wat klaar grys word. So ek wil hê ons moet heel eers vir Daantjie 'n groot handeklap gee wat klaar maak. Wat ek van Daantjie kan sê is, dit was nie net 'n dienswerk en laat aan en baie dinge nie, maar ek dink jy het ook 'n geestelike verdieping ervaar in jou termyn van dienaar wees. So baie dankie Daantjie, en ek gaan vir Alex 'n gebed doen. Alex is ons nuwe gemeenteraadsvoorsitter, nuwe dienaar wat op daai manier dien, lei, maar ook verantwoordelikheid dra. So dit is 'n verskriklike groot, belangrike ding, en mens kan dit net doen saam met die Here. So ons wil vanoggend as gemeente vir ons leiers bid, nie net hulle nie, maar al die ander gemeenteraadslede, dienaars, vrywilligers. Ek wil vra dat Daantjie hier agter staan, en dan wil ek vir julle vra as ek bid asseblief saam, groot erns dat die Here ons leiers sal gee wat lei met die vrug van die Gees, wysheid, geduld, al die dinge wat nodig is. So ek wil vir julle albei dankie sê, en ons wil spesifiek vir Alex vanoggend aan die Here opdra. Here, dit is so groot voorreg vir ons om te kan dien. Partymal tel ons papiere op en maak toilette skoon, en partymal moet ons in vergaderings sit. Partymal gee ons kollekte, partymal sing ons liedjies. Vanoggend dra ons vir Alex aan die op, as die een wat voorstap, as medebediende in u huishouding. Ons dankie, soos wat ons vir Daantjie dankie sê ons dankie vir Alex. En ek wil spesifiek bid, Here, dat u hom en sy gesin nader aan u sal trek, sodat hulle nie voel hulle is vrywilligers by 'n maatskappy nie, maar dat hulle sal weet, hulle is dienaars van die lewende God, wat hierdie hoop van Kersfees ook in Johannesburg indra. Wees met ons, Here, maak ons veerkragtig, nederig, braaf en sterk, sodat ons
U koninkryk kan dit realiseer. Amen. Gee sommer weer vir hom 'n hande klap vir sterkte. Ons gaan nou afsluit. Laaste baie groot dankie aan die koor wat ons besoek het vandag. Baie dankie gemeente dat ons by julle kon kom kuier het vanoggend. Hierdie lied wat ons vir julle die laaste lied gaan sing is Sing You Home. So dis nie regtig 'n Kersliedjie in die goeie sin soos wat die res is nie. Maar hierdie ons het gevoel dat baie van ons het hierdie jaar mense afgestaan aan die dood en hierdie is dan die eerste Kersfees sonder hulle. So hierdie is 'n manier van om hulle te eer en ons sing hulle huis toe na Jesus toe. Too soon to leave this earth. How could all
Gemeente, voor ons die seën uitspreek, dit het my nou 'n bietjie lank gevat met die wiskunde om 2 + 2 4 te laat word. Elke keer as ons nagmaal het, deel ons blikkies uit, en Tom het gepreek oor hoop, en geregtigheid, en billikheid, en daar het weer gister 5 mense se plakkers hitte afgebrand, en die keer het ek gedink, ag, dis nie my probleem nie, laat Pretoria na hulle eie armes kyk, en ek het nou toe ons so sing en alles, maar net besef, ek dink ons kan die helfte van ons blikkies, kan ek vir die familietjies vat wat nou daar buite sit, en ek gaan 11 uur van hier af ry, so as jy nog ietsie wil gee, 'n kombersie of 'n kossie of enige ietsie vir iemand wat sy hut nou afgebrand het, kan jy dit net voor 11 hier by die kerk aflaai, by die sekuriteitswag, dan sal ek dit neem, en as jy wil saamry, dan is jy ook welkom. Dalk wil jy jou kind bring wat 'n teddybeer vat of ietsie, maar dis 11 uur hier van die kerk af. Kom ons staan asseblief vir die seën van die Here. Liewe broers en susters, mag jy hoop ervaar en geregtigheid uitleef. Amen. Nou, hulle gaan nog bietjie sing, maar julle kan nou begin tee en koffie en nog bietjie musiek geniet.